kind of magic. It's a kind of magic. Morgen allemaal, ons is vandag hier so by Kreers in Valdam, Johan Kreers se gronde, net so langs Mahanzi. Lekker koue dag, Michael. Vrek koud hoor. Ek dink is net ons wat op so 'n dag waar daar 'n koue front sal inkom wat ons sal besluit hoor hierso. Ons gaan fish vandag. Ja, jy moet 'n groot liefde vir hengel hê om vandag hier te wees. Absoluut. Dis lelik. Wat dink jy van die oewer? Ek dink dit is 'n baie mooi oewer, nê? Ek is baie beïndruk. Die helling is baie styl. Ja, so ek dink ons het lekker diep ek water. gaan baie diep water hê. Ek glo ons gaan baie groot vis kry. Yes. Nou ons maak gebruik absoluut op ons een stok basies. Ons noem dit net maar 'n handicap stelsel, maar nie dat ons enigstens sal sê dat die James eintlik meer 'n handicap is nie. Nee. Maar ons wil vandag die gewone reeks ball dips en flouties weer eens match teen die Jambox. Nou vir die mense wat nou nog nie weet nie, jy kry 'n hele Jambox kompleet, weet elke jam, elke liquid jam, weet ek praat van jam floating jam en dan die liquid jam. En ek dink vir elke hengelaar is hierdie absoluut 'n moet in jou hengelgerei. Jy kan nie dam toe gaan sonder dit nie. Ek dink persoonlik op die dag as jy 'n Jambox vir het, gaan jy definitief dalk 'n edge hê op die ander mense. Wat sal jy sê? Ek glo so. Ja, wat som ons terugkyk na 'n vorige episode waar ek saam met David Webb uitgegaan het waar ek daai persoon in die PB gevang het en ook die meeste van my visse gevang met die Jambox. Jy kan nie sonder water toe gaan. Definitief nie. Yes. En dan weer eens ek en Michael, ons is groot fans van die heavyweight voer. Ons maak weer eens gebruik, altyd gemaak gebruik van die heavyweight voer. Mike sê vir jy enigiets in jou voer gegooi? Ek het vandag glad. Nee, glad. Ek het glad nie plein en jy? Ek soos ouer gewoonte, jy weet, ek neem maar net traction by jou voer gespuit. Ja. Ek gooi traction. Ek glo in traction in my voer. Ek hou nie daarvan om my voer te hengel sonder traction nie. So ja, kom ons kyk. Kom ons gaan ek en Michael as ons gaan vis langs die water, ons het altyd 'n kompetisie. Sorry, dis nou hoe ons is. Ons al twee is gedryf. Ons geniet dit. Ons hou daarvan om mekaar bietjie in totale te jaag, nie rond te jaag nie. So kom ons kyk wat goeie gees altyd. Altyd 'n goeie gees. Absoluut. Jy weet op 'n einde van die dag ons help mekaar ook. Dit is die ding van my en Michael as penmaats, ons help mekaar of ons in kompetisies met mekaar, ons help mekaar en dit is waaroor hengel gaan. Dit is wat ons die sport wat geniet is om mekaar te help. So Michael, sterkte daar vir jou. Good luck. Ons kyk, ons hou maar die kompetisie, ons kyk maar as meeste punte. Dis reg. Enjoy. Geniet dit. Baie koud op die oomblik, as julle kan sien aan die headgear. Dis 'n ongelooflike koue oggend hier by Kreers. So ek het besluit as gevolg van die koue, ek gaan bietjie iets anders doen vandag. Ek gaan vir my 'n deegie maak met duivelsrek en wit fluoresien. Ek gaan begin deur 'n proppie te vat en te vat 1 2 water. By die water gaan ek vir my so 1/3 van 'n proppie duivelsrek bysit. En dan net verbaas ben aangesien hy hou van die wit, sal ons 'n bietjie wit fluoro bysit. Dan gaan ons net die duivelsrek en die wit fluoro mooi inmeng saam met die water. Meng maar eers die vloeistof goed deur, kry al daai klonte van die wit fluoresien uit. Dan gebruik ons 'n pakkie instant deeg van Magic Bites. Ons begin deur die helfte van die deeg in te gooi in die bakkie. Gaan ons net baie goed deurmeng. So ek wil sê dit is baie koud op die oomblik. Hulle praat van dit het gesneeu op die berge. So ek moet sê ons kry redelik koud vanoggend. Dis die rede hoekom ek besluit het op 'n duivelsdraak deegie, iets wat baie sterk is. Dis iets wat ek nog nooit probeer het voorheen nie. Ja, soms mos daai mannetjie wat met jou praat. Nou, iets het gisteraan vir my gesê toe ek nou gesukkel het om te slaap, dat ek moet kyk na 'n duivelsdraak deegie. So dis wat ek nou vandag gaan probeer. So ek sê ek het nog nooit voorheen gehengel nie. Ek het al wel gewone Almond X deegie gemaak en dan spuit ek duivelsdraak oor hom en ek het redelik baie sukses op dit.
Vandag gaan ek dit anders doen. Gaan net die deegie maak met duiwelsdraak en dan gaan ek niks oor hom spuit nie. Dan begin jy nou mooi loskom van die bakkie. Gooi jy laaste van die koekmeel by. Ons moet maar net aanhoudend deurwerk tot hy los is van die bakkie. Dan klaar met die deegie, kan ons hom net so 'n bietjie met ons hand vat. Die laaste bietjie van die koekmeel optel. Maak seker as jy die deegie maak dat die deegie is baie sag. Moet dit nie oordoen met te veel koekmeel nie. Ons het al baie keer toetse gedoen. Vis hou definitief van 'n sagter deegie. As jy die deegie dan mooi gevorm het, sit jy met jou vingers vas nie. Dan laat val nie op die grond. Vat dan maar net die deegie verder. Jy hom net rol. In jou sakkie plaas. En daar is die duiwelsdraak deegie. Soos ons genoem het in die intro, ek en Benny gaan vandag die Liquid James hengel op die een stok en dan die gewone boldips en floats op die ander stok. So die tweede deegie wat ek vandag besluit het op is 'n Citrine Liquid Gem. Dis 'n bananageur. Die rede spesifiek daarvoor is weer eens 'n geur ek nog nooit probeer het in 'n deegvorm nie. Maar die afgelope tyd kry ek baie vis op die banana as 'n hoekaas met 'n floutie. So ek gedink, aangesien ek vis kry met die banana as 'n hoekaas in die vorm van 'n floutie, wil ek dit graag gebruik in 'n deegie. So ons gaan weer begin deur 2 proppies water. Dan wat ek saamgebring het is, ek het 'n houertjie poeier saamgebring, Tatrazine. Tatrazine is 'n oranje poeier as jy kyk daarvoor, maar dit maak eintlik geel. So ek kan net 'n klein hoeveelheid van die poeier vat, dit by die water voeg, dis maar net ek wil 'n mooi geel deegie hê. Al wat ons dan gedoen is ons roer net die Tatrazine in die water in. Ek glo julle kan mooi sien daar dat die water geel word. Dan wat ons gedoen is, ons gaan die Liquid Gem net goed skud. Dan gaan ons net so 'n spuitjie van die Liquid Gem in die water in sit. Dis net om daai bananageur daarin te kry. Dan gaan ons weer dit net mooi inmeng. Kan sommer dadelik ruik dat daai bananageur deurkom. Dan wat ek gaan doen is, ek gaan weer gebruik een van Magic Bites se instant deegies. Ek gaan die helfte van die meel byvoeg in die bakkie. Dit goed inmeng. Die rede hoekom ek net die helfte bysit is, as jy die koekmeel bysit en jy sit te veel by, kan jy dit nooit uithaal nie. So sit eerder 'n bietjie minder by. Sit bietjies op 'n slag by. Dan kan jy seker maak jy maak 'n sagte deegie wat nie te veel koekmeel by het nie. Kan ons net nog 'n bietjie bygooi. Sodra die deegie van die kant af begin losraak, weet jy hy begin versadig raak. Maar weet jy hy is naby klaar. Op hierdie stadium kan jy die deegie in jou hand vat. Laaste koekmeel net optel. Kan jy die deegie begin vorm. Kyk hoe mooi geel is daai deeg. Dis die Tatrazine wat daai mooi geel veroorsaak het. Dit is daai mooi geel wat ek soek. Ek is van plan om op een stok te hê met die Riverstone Floating Gem. Nou die Riverstone Floating Gem is die Vampire, is 'n garlic geur. Hy is 'n wit floutie. Ek wil spesifiek vandag die banana hengel saam met die wit. Dan is die kontras van die wit en die geel teen mekaar. En ons deegie klaar gevorm, as ek sê, julle kan baie mooi sien hoe geel hy is. Sit ons hom net terug in ons sakkie. En daar is hy. Is gereed om te hengel. Ek gaan 2 deegies maak. Een gaan 'n beasting deegie wees wat met die Magic Bites se Liquid Gems is. Nou beasting is 'n honey and clove. Sover my kennis strek is heuning nogal kom redelik sterk deur by kreers oor die algemeen. En dan die tweede deegie met hierdie koue wat ons gekry het, hierdie koue front, gaan ek met die gewone boldip gaan FBI wat so wintergreen geur is. Ek gaan begin deur my FBI. So my klaar geskit het. Ek vat so 2 proppies water. So klein bietjie meer, dan so 'n bietjie half geskep.
En dan wat ek gaan doen is met my FPI. Ek gaan net so 'n bietjie FPI daarso in. Daar's nie regtig 'n spesifieke mate wat ek gebruik op hom nie. Ek gooi hom maar soos wat ek dink die beste gaan wees vir my. Dit gaan maar elke persoon se opinie verskil omtrent hoe sterk hulle FPI DG sal maak. So ek gaan absoluut volgens die reuk en as hy vir my sterk genoeg reik dan is dit hoeveel FPI ek sal ingooi. Jy sal sien hy maak hom outomaties, maak hy hom geel. Dis die produk se kleur daai. Ek gaan niks geursels en kleersels bygooi soos byvoorbeeld Michael het die tartazine gebruik. Ek gebruik nou nie tartazine nie. Ek gebruik absoluut net die FPI produk. En nou gaan ek begin om my instant DG van Magic Bites, daai gewone plain instant gooi ek by. En nou gaan ek hom begin deurmeng. Ek meng hom, ek gooi min instant dough op 'n slag by. Ek maak seker ek het 'n baie sagte DG. Dit vat my maar gewoonlik bietjie langer as wat die normale mense sal vat om 'n DG te maak, maar ek sê jou DG is bitter belangrik. En dit kan op die dag vir jou maak of breek. Jy sal sien ek gooi hom stelselmatig gooi ek hom by. Totdat hy so begin pasta maak. As hy nou eers begin lekker dik raak, dan sal ek nou meer begin gooi en dan sal ek hom gooi tot ek net op die kante my meel kan begin optel. Jy sal sien daai netjie het ek nou so 'n bietjie meer bygegooi. Nou julle sal sien daarso hy begin nou so lekker pastaatjie te maak. Ek hou van hierdie geel, dis 'n baie ligte geel. Ek is baie mal oor die kleur en natuurlik die reuk van hierdie DG. Ek maak hom nie te sterk en ek wil nie ek persoonlik dink as jy hom te sterk maak dan kan jy dalk die vis dalk wegjaag in plaas van om hom nader te lok. Nou sal ek begin al meer gooi want hy begin so half dikkerig, so dik klonterig. Ek sal nie sê klonterig nie, maar so as hy so dik begin raak, nou sal ek begin meer van hierdie poeier begin bygooi. En dan ek weet baie mense, jy kan nie 'n DG vat met jou hande nie want my opinie is ek was my hande ordentlik skoon voordat ek my DG's begin maak. Seker maak daar's nie enige goedjies wat gaan my vis belemmer nie. So as ek nou die DG klaar hierso by mekaar die meel op die kant by mekaar gemaak het, gaan ek my hand begin gebruik. Ek meen op 'n einde van die dag gaan ek hom uit die sakkie uithaal en ek gaan in elk geval my hande gebruik. So daai storie van jy moet die DG nie met jou hande hanteer nie. Hoe sit jy hom op jou hoek? Jy sit hom met jou hande op jou hoek. So as daar iets op jou hande is die dag wat nou ingetrek het en dit gaan 'n effek hê op jou hengel, gaan jy in elk geval 'n probleem hê sodra jy hom uit die sakkie uithaal. So nou sal jy sien hy begin daar so lekker dik te raak. So ek begin nou teen die kante te druk dat hy die meel sal optel. Ek gooi so min as moontlik meel by want ek wil hom so sag as moontlik hê. Nou begin ek hom so te brei met my hande. Dan gooi ek altyd 'n bietjie van hierdie meel daar binnekant en ek gaan nou fisies die DG net tap in daai meel. So ek sit hom net buitekant om. Laat die deeg net daaraan raak op die basies nat gedeelte van die DG en nou begin ek hom deur te brei. Soos ons al reeds genoem het, Michael, ek en hy voel dieselfde oor ons DG's, ons maak hom so sag as moontlik. En hoe sagter jy hom sit ook, as jy wil fyn hengel die dag, as hy sag is, dan kan jy hom lekker, as hy baie flexible, dan kan jy hom lekker dun op die hoek sit. Ek gaan spesifiek, ek gaan met een stok gaan ek hom baie fyn hengel. Jy weet op die dagparty daar dan sit die visse maar meer 'n grower DG. So ek sit altyd een hoek sal ek 'n grouwe DG opsit en dan op die ander hoek sal ek 'n groter DG'tjie opsit. Nou hy's nou amper reg, jy sal sien, soos ek al reeds genoem het, ek vat maar 'n bietjie tyd met my DG. Jy sal sien ek meng hom net daarso, ek rol hom net in daai poeier en dan is hy klaar. Ek gaan hom nog een keer in daai meel druk, dan sal hierdie netjie reg wees om ons lekker groot vis op te lewer. Nou is hy reg, as jy hom teen jou hande so druk, dan moet daar nie dele agterbly nie.
En that's it. So ek het nog so 'n druppeltjie meel daaroor en dan gebruik ek natuurlik nou hierdie sakkie van my. Skit hom af wat dit tot onder is. En daar's my deegietjie reg om te fish en dit is 'n FBI deegie. It's a kind of magic. It's a kind of magic. It's a kind of magic. Okay. Ek gaan nou gou vir julle wys hoe om 'n deegie te maak met die beesting wat 'n honey and clove is. Nou, soos ek al reeds genoem het, ek persoonlik dink dat heuning vandag nogals in jou gameplan moet wees hierso. Heuning het al baie vis opgelewer in hierdie water. Nou, kom ek vir julle sê, ek gaan nou vandag hierdie water voorstel aan die Beasting Liquid Gem, wat ek persoonlik dink, jy kry heuning en dan kry jy hierdie Beasting Liquid Gem wat absoluut 'n produk op sy eie is 'n heuning op sy eie. Dit is nie jou gewone elke dag heuning wat jy gebruik nie. So ek persoonlik dink as jy nou 'n heuning wil gebruik, is hierdie Liquid Gem definitief die regte enetjie om te gebruik. Weereens gaan ek begin 2 proppies water. Ons het nou al uitgewerk, 2 proppies water is genoeg vir so 'n pakkie plain instant deegie. En dan natuurlik weereens gaan ek volgens wat dit is jou persoonlike opinie hoeveel heuning jy wil insit. Ek soek 'n lekker sterk heuning. Ek glo nie dat heuning is 'n geur wat vis kan weglok nie. Nou die beasting se kleur is baie so swart gryserige kleur. Die grys kom op basis van die soutgedeelte of die produk wat lyk so sout in die Liquid Gem. Jy sal sien hy's baie jou deegie se kleur hierso gaan ook so baie halfe val witterige kleur wees. Weereens ek begin om stadig by te gooi en soos wat hy begin dikker raak, begin ek meer en meer droë produk bysit. Ek maak weereens gebruik van die plain white instant deegie van Magic Bites. Ons gebruik altyd die plain altyd die instant deegies van die Magic reeks. So baie groot reeks in dit. Basies elke geur waarna jy basies kan dink, is daar in 'n instant deegie. Jou groot belangrike geure is in 'n instant deegie. Nou ek moet vir julle sê hierso waar ek sit, die reuk van hierdie geur is regtig iets in die hoogste rakke uit. Soos ek genoem het, hy maak 'n baie vol witterige kleur. Hy begin amper half grys te raak. Maar dit is nie regtig grys nie. Jy sal sien daar begin hy klaar soos 'n pastaatjie te maak. Nou hierdie reuk is regtig afsonderlik baie lekker. En ek persoonlik dink dat hierdie deegie is definitief 'n geur wat gaan deurkom. Dan begin ek klaar my poeier so 'n bietjie meer by te gooi. Maak altyd seker as jy 'n deegie maak dat daar nou nie klonte en goeters in sit nie. Gooi jou poeier stelselmatig by. Jy kan altyd 'n bietjie poeier bygooi as jy sien hy's te pap. Maar as jy die formule gebruik wat ons gebruik, hoort jy baie naby daaraan te wees. Nou ek sal sê dat jy sal voel as jy hom gaan begin braai, hy gaan bietjie meer tyer wees as wat jou gewone deegie sal wees as gevolg van die heuning wat daarin is. Ja, hy's amper reg dat ons kan begin brei met die hande. En dan natuurlik gaan ek definitief 'n beasting deegie ook 'n beasting Liquid Gem floutietjie ook saam met hom gebruik. En daar's hy nou. Hy begin nou 'n lekker bolletjie te maak, so nou begin ek weer eens my hande te gebruik. Die poeier wat oor is gooi ek in die bak. En ek begin hom weer te meng met die hand. Normaalweg is ek 'n ou wat ek hou van redelik
Ek hou van my almond X deegie, my gewone soetwit deegie en dan gewoonlik die plain geel deegie ook. Maar vandag met hierdie koue dink ek definitief dat jy moet so 'n bietjie buite die boks dink en maak ons gebruik van liquid gems as ons geersels in ons deeg. Ek het net so gevoel dat 'n fyn deegie is die ding om te gaan vandag. Visse se metabolisme is maar gewoonlik stadiger. Ek moet sê hier waar ons is by Kreers, die water lyk redelik diep waar ons is. So ek dink dat die afstande vir my vandag sal ek een stok gaan ek bietjie diep hengel en dan my ander stok gaan ek so op 90 meter hengel wat my basies my nader stok is. En daar's my deegietjie klaar. Ek het hom nou gemeng. Weer eens sê ek kan sien as jy hom rol een hand by die ander hand, as hy moet nie teen jou hande vassit nie. As jy teen jou hande vassit, beteken dit hy's nog te pap. Hy's nou net verby daai gedeelte wat hy in jou hande vassit en kan jy hom lekker fyn opsit en lekker fyn hanteer. So ja, kom ons kyk wat gaan hierdie beesting deegie van my maak. Ek persoonlik dink dat dit is die regte roete om te volg.